om saam met my nou die naam van die Here groot te maak in gebed. En wanneer ons bid, kom ons besef dat, jy weet, gebed kan sommer net 'n godsdienstige oefening of 'n ritueel. Ons is mos so gewoond om te bid. Maar kom ons besef nou, wanneer ons gaan bid, dat ons met die lewende God praat, wie in hierdie oomblik teenwoordig is deur sy Heilige Gees. En ons staan op die punt om uit God se woord sy stem te hoor, dat hy met ons gaan praat. Wat 'n goddelike voorreg. Kom ons bid saam. Kosbare Vader, wat 'n heerlikheid. Wat 'n goddelike voorreg. Ons wil U loof, ons wil U eer. Ons wil U aanbid, want U is waardig. U is die God wat is, wat was, wat altyd sal wees, die ewige, wonderbare. U is die alomteenwoordige, die alwetende, die alsiende God, die een wat goedertieren is, die regverdige. U wat so besorg is oor ons as mens, U wat U liefde gegee het, op 'n manier wat vir ons net nie sin maak nie, 'n manier wat die engele begeer om te kan insien. Ons wil U loof. Vader, ons wil U vereer, U naam wil ons besing, en U wil ons hulde bring, want U is God, en U is waardig om geprys te word. Dit kom U toe, word U verheerlik in hierdie diens. Ons bid, Vader, dat U ons in hierdie oomblikke sal kom besoek, met U heerlikheid, terwyl U woord hier uitgaan, dat U woord in voorbereide harte sal val, en dat dit sal vrug dra. Dis ons grootste begeerte, is dat ons hier sal uitgaan, en dat ons sal gaan toepas, sal gaan uitleef dit wat ons hier gehoor het. En ons sê vir U dankie. Ek bely my afhanklikheid, absolute afhanklikheid van U, dat U in hierdie oomblikke, hierdie ou kleipot, sal gebruik om hierdie godswaarheid oor te dra op 'n manier dat almal dit sal verstaan. En ons dankie, ons wil U loof, ons wil U eer, ons is bevoorreg, goddelik bevoorreg, en ons dankie daarvoor. Ons dink vanmôre dan ook aan ons broers en ons susters, wat vervolg word vir hulle geloof. Hulle wat daar eensaam in 'n sel opgesluit is, en nie die voorreg het wat ons vandag het, om mekaar se teenwoordigheid te gaan geniet nie. Ons bid vir hulle. En ons vra dat U heerlikheid hulle sal omstraal, en dat U vir hulle deur die Heilige Gees sal bedien. En ons dankie daarvoor. Ons wil U eer en ons wil U aanbid. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus Christus, ons ewige verlosser, ons redder, ons middelaar, ons hoëpriester, ons voorspraak by die Vader. Dis in hierdie ewige wonderbare naam wat ons dit vir U vra. Amen. Is altyd 'n voorreg om te kan bid, en die hartseer dat ons so min gebruik maak van daai voorreg. En as ons daarvan gebruik maak, is ons so geneig om dit af te rammel en so vinnig net klaar te kry. Wat 'n voorreg om in sy teenwoordigheid nie net te wees wanneer ons bid nie, maar te kan leef. Nou geliefdes, ek het hierdie week was ons in Citrusdal, ons het daar 'n reeks dienste gehad. En baie dankie my broeder. Ons is baie besig gewees, en ek het hierdie week regtig geworstel oor die boodskap van vanoggend, dat ek later dit, nou moet ek vir u sê, ek het hier op my laptop, met die PowerPoint het ek 4-5 boodskappe later, en ek dink, Here, maar wat 'n een, hoe, dat ek vir my vrou sê, jy sal moet bid. En weet jy, toe die Here hierdie gedagte in my hart vasmaak, toe vloei dit, hoe wonderlik is die Here nie. Nou wil ek eerlik wees met u, as ek so onder u beweeg, en ek sien hoe die interaksie hier onder die mense, dan wonder ek, jette, is hierdie die regte boodskap? U lyk vir my so na die model gemeente. Maar die Here het hierdie woord gegee. En daar is mos altyd plek vir groei, is daar nie?
So kom ons luister na die woord van die Here wat vanmôre na ons toe kom. Geliefdes, ek wil miskien net begin voordat ek met die boodskap begin en vir u net daaraan herinner dat ek dink is oor 2 weke of wat, hier by die 17de is dit nou weer Pinksterfees en dan gaan ons Pinkster hou, lekker Pinksterdienste. Nou, met Pinkster het die Heilige Gees die gelowiges bemagtig met 'n liefde vir mekaar. Dis een van die vrugte van Pinkster, van daai toerusting wat die gelowiges gekry het, was dat hulle bemagtig was om mekaar op 'n besondere wyse lief te hê. En hierdie liefde het in die praktyk uitgespeel in 'n onselfsugtige en 'n vrygewige lewe, waar hulle hulpbronne, hulle besittings gedeel en daagliks saam gebid het. Daar was 'n ongelooflike samehorigheid, daar was 'n eenheid, daar was 'n omgee vir mekaar. En weer eens sê ek, dit was 'n bemagtiging gewees deur die Heilige Gees. Paulus sê nou vir ons in Efesiërs 4 vers 1, hy sê, ek vermaan julle broeders dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel, luister mooi, waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Dis 'n vermaning om wat te doen? Om waardig te wandel, die roeping waarmee julle geroep is. Nou geliefdes, wanneer ons dink aan roeping, is dit nie so dat ons dit koppel met 'n predikant nie? Dis mos net predikante wat geroep is. Jy hoor baie keer as iemand voel dat hy geroep is, hy sê ek is geroep, of ons praat in terme van wanneer predikante, daai predikant is geroep, of hy gaan kweekskool toe want hy is geroep, daai persoon is 'n sendeling, hy is geroep. Maar weet jy geliefdes, ek wil vir u sê, daar is 'n roeping op elke gemeentelid, as u vanmôre bely dat u gered is, u is 'n kind van die Here, het u 'n roeping. Daar is 'n roeping wat God van u verwag om uit te leef binne in sy gemeente. En daarom kom Paulus met hierdie vermaning en hy sê dat ons, hy sê moet wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is. So ek praat nou vanmôre hier, praat ek met geroepenis van die Here. En ek wil nou na Johannes 15 vers 1 tot 17 gaan, en dan gaan kyk ons bietjie meer na die roeping wat daar is vir ons as gelowiges, en ons kyk wat hierdie gedeelte dan vir ons wil sê. Geliefdes, luister na die kosbare woord van die Here, wat hy ingegee het deur sy Heilige Gees. Hy sê, ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die loot, en hy verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly,
net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Nou geliefdes, later gaan ek vra dat hierdie pamflette uitgedeel word, maar op hierdie stadium wil ek net dit vir u sê. Ek het nou met u gepraat oor Pinkster en die vrug van Pinkster en hoe die gelowiges toegerus was. Dan wil ek net vir u daar herinner dat ek hierso op die eerste druk staat, het ek vir al die gevalle waar Paulus en Petrus die gemeentes erkenning gegee het vir die liefde onder mekaar. Dis ongelooflik hoe die gelowiges van die vroeë kerk mekaar gedien en bedien het met liefde. So, liefdes, ons roeping. Kom ons kyk na ons roeping. In vers 16 sien ons, sê die Here Jesus, luister mooi, ek het julle uitverkies en julle aangestel. Om wat te doen? Om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. Nou, hierdie gedagte van dat julle vrug kan bly is dat daar kontinuïteit sal wees, dat dit vrug dra nie net in 'n seisoen sal wees, nie net vrug dra wanneer dit tyd is om vrug te dra nie, maar selfs vrug wanneer dit nie tyd is om vrug te dra nie. Ons word opgeroep en die Here Jesus het gesê, ek het julle uitverkies en aangestel. Nou ons weet wanneer iemand vir 'n werk gaan soek, dan word hy aangestel vir 'n bepaalde funksie binne in daardie maatskappy. En net so is ons geroep, ons is uitverkies, ons is geroep, ons word aangestel vir 'n bepaalde rede, om in 'n verhouding met God te staan. Maar hoe speel daardie verhouding uit? Hy sê om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. Waarna verwys hierdie vrug? Kom ons kyk. Vers 12. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê. Daar's die vrug, is liefde, dat ons mekaar moet lief hê. Dit gebied ek julle, vers 17, dat julle mekaar moet lief hê. Jy sien, kom ons kyk 'n bietjie na die aard en omvang van hierdie liefde waartoe ons geroep is. In ander woorde, die aard en die omvang van hierdie vrug wat ons moet dra. Johannes 15 vers 12 sê die Here Jesus, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Daar's die standaard van liefde wat God vir ons voorhou. Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Kom ons gaan terug, vers 12. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Geliefdes, wat hier staan, is dat ons die uiterste vorm van liefdesbetoning
aan ons broeders moet weergee. Ons moet Christus uitleef. Ons word geroep om selfs ons lewe af te lê, sou dit nodig wees. Luister wat sê 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Daar staan dit geskryf. Hieraan het ons die liefde leer ken. Wat se liefde? 'n liefde waarin die Seun van God homself gegee het, en hy die prys betaal het, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Nou wil ek gou net hier vir u ietsie sê. Geliefdes, onthou dat die Seun van God het nie sy liefde of sy lewe afgelê vir sy vriende nie. Hy het dit afgelê vir sy vyande. Want dit is wat die woord sê, dat God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus gesterf het terwyl ons nog sondaars was, terwyl ons goddeloos was, terwyl ons hom nog vyandig gesind was, en daar wys Christus vir ons hoe ons selfs ons vyande moet lief hê. Maar kom ons kom terug by die teks. Hy sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders. Ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Geliefdes, ons weet wanneer ons praat van om jou lewe af te lê, ons weet as ons hierna kyk na die teks, dan vra dit 'n offer. En ons weet wat beteken 'n offer. Dit is die gee van jouself. Liefdes, nou die ding is, jy weet, ons het nie die inherente vermoë om mekaar so lief te hê nie. Dit is nie by ons nie. Ons beskik nie oor daardie inherente vermoë om mekaar so lief te hê nie. Luister wat sê Johannes 15 vers 4. Hy sê, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Jy hoor wat sê hy? Ons lees dit weer. Hy sê, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Daar is ons disposisie. Daar staan dit geskryf. Ons is nie in staat om die vrug te dra waartoe ons geroep is. So kom ons kyk nou na die bron van ons vermoë om vrug te kan dra. Hoe gaan ons dan vrug dra? Jy sien, dit is hoekom die Here Jesus so pragtig, hy was vir my so prentjie mens, hy het altyd ietsie gebruik wat bekend is by die mense om geestelike waarhede oop te breek, en in hierdie geval in Johannes 15 kom hy en hy gebruik die voorbeeld van die wingerd, en hy sê, ek is die wynstok en julle is die lote. En hy verduidelik vir ons hoe ons in staat gestel word om vrug te dra, deur in die wynstok te bly. Kom ons kyk dan na Johannes 15 vers 4. Hy sê, bly in my, soos ek in julle. Bly in my, soos ek in julle, praat van verhouding. Ons moet in hom bly, ons moet in 'n verhouding met hom staan. Dan sê hy in vers 5, hy sê, ek is die wynstok en julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen. Hoor jy wat sê hy? Wie in my bly en ek in hom, dis die persoon wat veel vrug. Nou kan ons vir onsself dink, kom ons dink bietjie aan 'n wingerd, aan die wynstok en die loot. En ons weet dat die loot kry sy lewe van die wynstok. Maar binne in die wynstok vloei hierdie sap deur na die loot toe, wat die loot in staat stel om daardie vrug te dra. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Jy sien,
Paulus het iets hiervan gesê in Galasiërs 2 vers 20. Hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Luister wat sê Romeine 5 vers 5. Hy sê die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat in ons gegee is. Hy praat hier van die wynstok. Dit is waar vanaf ons vermoë kry om hierdie goddelike vrug van liefde te kan dra en teenoor mekaar te openbaar. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde. Jy sien geliefdes, 2 Petrus 1 vers 3 sê immers, sy goddelike krag het ons alles gegee, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Immers sy goddelike krag. Die disippels, die apostels, is op Pinksterdag bekragtig, hulle is toegerus vir hulle roeping, vir die aanstelling, om te gaan vrug dra, om daar die liefde uit te leef. Ons moet God se liefde uitleef soos Christus dit vir ons gemodelleer het, geliefdes. Luister wat sê Johannes 15, kom ek sê dit net gou weer, dat ek stadiger praat. Ons moet God se liefde uitleef soos Christus dit vir ons gemodelleer het. In ander woorde, soos hy dit vir ons gewys het. Luister wat sê Johannes 15 vers 9. Hy sê, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Hoe het hy ons lief gehad? Soos die Vader hom lief gehad het. Ons praat hier van 'n goddelike liefde. En dan sê hy, bly in hierdie liefde van my. Watter liefde? Die liefde waarmee ek julle lief gehad het, was die liefde wat die Vader vir my gehad het. Dan sê hy, bly in hierdie liefde van my. Jy sien geliefdes, die liefde wat die Vader vir hom gehad het, het hy teenoor sy disippels uitgeleef. En nou moet ons daardie liefde wat hy gemodelleer het teenoor ons, moet ons nou teenoor mekaar gaan uitleef. Maak dit sin? Ek gaan dit weer sê, luister. Hy sê die liefde wat die Vader vir hom gehad het, het hy teenoor sy disippels uitgeleef. Nou moet ons daardie liefde wat hy gemodelleer het teenoor ons, moet ons teenoor mekaar nou gaan uitleef. Ek wil net gou na hierdie prent kyk. Ek sê vanmôre vir my vrou, kyk gou hierson. Jy sal nie glo nie. Ai is almal 'n gevaarlike plek, maar ek wil vir u sê, ai het al, jy moet die goed sien wat ek al geskep het vir die Zulus daarbo in KwaZulu-Natal, wat sendingwerk daar doen. En weet jy, terwyl ek so aan hierdie boodskap werk en dit wat hier geskryf staan, dink ek, hoe sit ons hierdie goed aan mekaar, en ek dink aan 'n ketting, 'n liefdesband van God se familie. En ek vra vir AI, ek sê vir AI, maak vir my 'n ketting wat die liefde wat God vir sy seun gehad het, uitbeeld, en die liefde wat sy seun vir sy kinders gehad het, uitbeeld, en die liefde wat sy kinders vir mekaar het, moet uitbeeld. U sal dit nie glo nie. Dit is waarmee AI toe nou opgekom het. Hier is die eerste stukkie van die ketting. Dis nou die liefdesband van God se familie. Die Vader se liefde vir die seun. Die tweede deel van die ketting, die seun se liefde vir sy kinders. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle lief gehad. En die kinders se liefde vir mekaar. En daar is die hele ketting. Is dit nie kosbaar nie? Mens kan AI ook maar gebruik op 'n goeie manier. Kyk wat sê hy. Die Vader se liefde vir die seun, soos wat God my lief gehad het, het die seun se liefde vir sy kinders, het ek julle lief gehad, en daarom word ons nou geroep en aangestel om daardie liefde, geliefdes, vir mekaar uit te leef teenoor mekaar. Is dit nie kosbaar nie? Ons word geroep, geliefdes, ons is aangestel. Weet jy wat? Wat 'n goddelike voorreg om te dink, ek word geroep om eintlik 'n verlengstuk van Jesus te wees.
om Christus te wees vir my broer en suster, want ek is sy hande, ek is sy voete. Hy het ons geroep om sy werk op hierdie aarde voort te sit. Nou kom ons kyk na die rol wat die woord speel in die uitleef van sy liefde. Johannes 15 vers 10 sê vir ons, as julle my gebooie bewaar, met ander woorde, as julle gehoorsaam is aan my gebooie, sal julle in my liefde bly. Onthou wat hy gesê het, ek gebied julle om mekaar lief te hê. Dit is my gebod. 1 Johannes 5 vers 2, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want sy gebooie, sy woord met ander woorde, is juis geskryf om ons toe te rus om mekaar lief te hê. En as ons daardie gebooie uitleef, dan het ons mekaar outomaties lief, as ons doen wat sy woord sê. Jy sien, geliefde, sy liefde is 'n vergestalting van sy gebooie. Nou God word verheerlik, geliefdes, wanneer ons vrug dra. Luister wat sê Johannes 15 vers 8, en hierdie is so kosbaar. Weet jy, toe ek dit gesien het, toe dink ek, Here, dit is eintlik so goddelik, as 'n mens net daaraan dink. Ek gaan nou met die deel. Johannes 15 vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Kom ons dink vir 'n oomblik, kom ons staan net by hierdie gedagte stil. Ons word beveel om vrug te dra, dis sy gebod. Hy gebied ons om vrug te dra. Wat is die vrug? Liefde. Wat gebeur wanneer ons vrug dra, wanneer ons mekaar lief het, soos dan word God verheerlik. Is dit nie wonderlik om te dink, dat die wyse waarop ek leef, bring heerlikheid aan God, en as ek die oggend opstaan, gaan ek daardie dag opstaan, vir watter rede, sodat God in en deur my verheerlik kan word. En dit gebeur wanneer ons liefde teenoor mekaar betoon en ons liefde teenoor mekaar uitleef. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra wanneer julle mekaar liefhet. Geliefdes, ons roeping en ons aanstelling is om God te verheerlik. Nou wil ek hê ons moet gou teruggaan na Efesiërs toe wat ons in die begin gelees het. Hy sê, Paulus roep ons op om waardig te wandel die roeping waarmee ons geroep is. Hoe wandel ons waardig die roeping waarmee ons geroep is? Om op so 'n wyse te leef dat God daardeur verheerlik word. Dit gebeur wanneer ons mekaar liefhet, soos hy ons liefgehad het. Nou geliefdes, kom ons kyk na so 'n paar riglyne van die liefde. In die eerste plek sê Hebreërs 13 vers 1, die liefde moet standhoudend wees. Onthou, toe die Here Jesus opdrag gegee het, hy sê, dit is my gebod, dit gebied ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, maar dit moet, en hy sê, God word verheerlik wanneer ons end uit, dis nou my eie woord, mekaar lief het. En hier sê hy by Hebreërs 13 vers 1, die liefde moet standhoudend wees. Nie net wanneer ek lus voel, nie net wanneer dit my pas nie, nie net wanneer die situasie en die omstandighede hom daartoe verleen, maar juis, geliefdes, in 'n tyd wat my broer my so 'n bietjie irriteer, of my broer bepaalde iets by hom het wat, nee, die Bybel sê, laat die liefde standhoudend wees. Soos Christus se onveranderlike liefde teenoor ons. Ons word opgeroep om Christus liefde uit te leef. Ons moet mekaar vurig en innig lief hê. 1 Petrus 4 vers 8. Ons moet mekaar vurig en innig lief hê. En dan 1 Petrus 1 vers 22. Ons moet mekaar lief hê uit 'n rein hart. Ek het van hierdie tekste hier op die blaadjie gaan nou vir u verduidelik, want ek hardloop nou hier oor
omdat tyd 'n ou bietjie inperk, maar ek het vir van hierdie tekste op die drukstaat gesit, want my hele gedagte is, geliefdes, is dat u huis toe sal gaan en oor hierdie goed gaan bid, dat die Here u daar verder bedien. Kom ons gaan aan. Ons liefde moet ongeveins wees, eerlik, opreg, sonder aangeplaktheid. Romeine 12 vers 9. Ons moet Christus se liefde naboots. Dit wat hy gemodelleer het, is wat ons teenoor mekaar moet uitleef. Luister wat sê Romeine 13 vers 8. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Geliefdes, hoe manifesteer hierdie liefde dan vir mekaar in die praktyk? Ons het nou 'n paar riglyne gesien oor wat hierdie liefde behels, waartoe ons opgeroep word. Maar kom ons kyk nou, hoe manifesteer hierdie liefde vir mekaar in die praktyk? Nou, ek dink jy kan gou-gou hierdie blaadjies vir my uitgee, hoor. Ons wil nou net gou-gou hierdie blaadjies, wil ek net hê moet uitgedeel word, en dan gaan ons nou verder. Ek wil u nou net mooi verduidelik wat hier aangaan. Ek hoop die dominee gee om as ek werkstukke uitdeel nie. Ja, nee. Wonderlik. Daar sê, so een per gesin, as daar nog oor is, dan kan ons die res ook maar uitdeel. Ek kan hierdie oefening by die huis gaan doen en tydens huisgodsdiens. Nou, geliefdes, ek noem dit die liefdestoets. Ek gaan sien daar's twee drukstate, die een bo staan die transformerende impak van Pinkster, dis nie hy nie. Die ander ene sal jy sien, daar's sulke kolomme, dat ek gou vir jy daar sê. Jy sien dit is so iets, daar's 'n paar kolomme daar. Nou die gedagte van hierdie drukstaat wat ek nou wat ons uitgedeel het, is dat geliefdes u dit huis toe vat en gaan laat toe dat die Here u bedien daar in die stilte tyd, waar u rustig is, waar u oor hierdie goed kan bid, waar u dit kan bepeins, en laat toe dat die Here vir u bedien. En die gedagte is om by die Here te hoor en dat u na u eie lewe kyk, om te bepaal waar u op die skaal van 1 tot 10 staan ten opsigte van u gehoorsaamheid aan die liefde wat u uitleef teenoor die gemeente. U verstaan wat ek sê. So 1 is, kom ons sê hier by 1, leef u glad nie die liefde uit. Ten opsigte, kom ons sê hierso van Galasiërs 6 vers 2. Hy sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Doen ek dit? As my broer 'n las het, of dit nou materiële voorsiening of swaar kry, of wat dit ook al is, soek ek my broer op om uit te vind hoe gaan dit. Nee, ek doen dit glad nie. Dit is nie eers by my, soos die Engelsman sê, dit feature nie eers by my nie. Nou ja, dan sê by 'n 1. Maar as jy nou 'n ou is wat 'n barmhartigheidshart het, wat regtig daarop uit is om te kyk in hoe mate kan ek iemand se stryd verlig, materieel en so aan. Nou ja, dan kan jy mos nou verder opgaan na 10 toe. So die gedagte is, geliefdes, dat u na hierdie tekste sal kyk, bid daaroor en slaan u self aan op waar u voel, hoe u presteer. En dan bid u daaroor. As u skuldig is, en dan bely u dit, dan gaan u aan. En dan gaan u so oor 'n maand of 2, dan monitor u self en kyk, is ek besig om te groei in hierdie saak? Want dit is per slot van rekening, geliefdes, hoekom ons mos na die woord luister? Is dit nie so nie? Anders het ons hierdie boodskap verniet gehoor. Want die woord van die Here sê mos baie duidelik vir ons, ons moet nie net hoorders van die woord wees nie, maar ook daders. So u word nou van hier af opgeroep om ondersoek te gaan instel, sodat u die aanpassings kan maak wat nodig is, en miskien is daar nie eers nodig om aanpassings gemaak te word. Kom ons gaan kyk wat sê
1 Tessalonisense 5 vers 11. Hy sê daarom, bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Geliefdes, ek wil net gou hier vir u ietsie sê. Weet u, wat is die tragedie? Predikante is opgewerk. U wil nie weet hoeveel mense verlaat die bediening nie. Vanweë die veel die veel eisendheid van die bediening. Want die predikant, hy is mos nou geroep. Hy is die ou wat die py kry. En hy moet alles doen. Hy moet huisbesoek doen en hy moet hier 'n pleister plak en hy moet 'n wond daar en hy moet hier vrede bring en daar. Liefdes, weet jy dat vir 'n predikant om 'n Sondag die woord te kan bedien, hoeveel ure moet hy voor God se aangesig gaan lê vir daai boodskap met voorbereiding? En as ek kyk na u predikant, na hierdie dominee, dan sê dit van hierdie man spandeer baie tyd in sy binnekamer. Nou dink jy vir jouself, dan moet hy nou nog die en daai en dit en dat, en hulle, geliefdes, dit is ons werk, dis die skape se werk, om na die skape te kyk, om na mekaar om te sien. Ons het 'n geweldige verantwoordelikheid as 'n gemeente lid, om meer lewend te wees, en daai liefde uit te leef, dat 'n predikant eintlik eenkant moet staan, en God net verheerlik oor wat hy sien, want dit is die uitwerking wat sy boodskappe veronderstel is om te hê. Hy bedien u, en sodat u toegerus kan word, om hierdie goddelike liefde teenoor mekaar uit te leef. Nou sê hy 1 Tessalonisense 5 vers 11, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle dan ook doen. Hierdie gemeente het dit gedoen, maar hulle is net weer aangemoedig om aan te hou met dit wat hulle gedoen het. Laastens, Efesiërs 4 vers 32, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Hierdie was maar nou 3 tekste wat ek vir u voorgehou het, wat op die blaadjie is, en ek wil u weer aanmoedig. Geliefdes, nou wil ek afsluit waar ek omtrent begin het. Pinkster het die mense toegerus, het die gelowiges toegerus. Maar weet u, tussen 60 en 90 jaar na Christus, toes Johannes op die eiland Patmos, waar God aan die 7 gemeentes 'n brief skryf, deur die pen van Johannes. En hierdie tragiese woorde kom toe uit. En dit is waar die Here vir die gemeente van Efese sê, een ding het ek teen julle, en dit is dat julle julle eerste liefde verlaat het. 60 tot 90 jaar voor dit, was hulle aangedoen met die krag van die Heilige Gees uit die hemel, en was hulle toegerus om mekaar lief te hê. Maar deur die jare daai liefde getaan, het daai liefde afgeneem, tot by die punt, waar dit God so aanstoot gegee het, dat hy vir die gemeente gesê het, as julle nie bekeer nie, verwyder ek julle kandelaar. Weet jy wat sê dit vir my? Dat God 'n ongelooflike premie plaas op vrug dra, op om mekaar lief te hê. Daarom wil ek vir u sê, geliefdes, ons gaan vir u bid. En ons gaan saam met u die Here vertrou, dat waar daar laat ek dit nou in Engels sê, where you do not live up to scratch concerning love, dat God daar vir u opnuut weer sal kom toerus in hierdie Pinkstertyd, dat dit nie net 'n tyd is wat Pinkster kom en Pinkster gaan nie, maar dat daar 'n ongelooflike werk deur die Heilige Gees in u harte gedoen sal word, sodat u opnuut weer mekaar sal lief hê met 'n vurige hart. Mag die Here vir u ryklik seën. Ek wil miskien nou net gou laastens vir u vertel, ek sit op 'n vliegtuig van Johannesburg af
en ek vlieg Kaap toe. Ek het daar onder die Zulus gewerk vir 'n tyd lank, gereeld opgevlieg na hulle toe. En dit was vir my altyd so voorreg om in die vliegtuig, want as hier ou nou langs my sit, ja, hy kan ons nou nêrens gaan nie, hy sit nou maar vir 2 ure, so hy moet na my sit en luister. Nou, baie min mense het die guts om vir my te sê, nee, bly stil, of ek wil niks hoor nie. En dan het ek ook nogal, sê ek spiteful, dan getuig ek en ek vertel ekstra hard, want daar's mos ouens voor en ouens agter wat ook nog moet luister. En toe ek op die vliegtuig klim, toe sit hier 'n jong man langs my, en sy naam is Karl Besuidenhout, ek sal nooit vergeet nie. En ek dink toe by myself, toe ek in my sitplek sit, toe stel ek myself voor, hy stel homself voor, en ek dink, ek sal nou wag dat ons nou eers hoogte bereik, en as ons nou eers hoogte bereik, dan gaan ek nou aan sy siel karring. Maar en so, toe ons nou terwyl ons nou so op die aanloopbaan is om op te styg, toe sê hy, maar ek het gesien sy oë is bloedbeloop, hierdie ou het 'n rowwe naweek gehad, en hy sê vir my, dit was 'n gejol van voor tot agter en wie weet wat, en ek dink, nee maar, jy's nou my kos, ek kan nie wag om met jou iets, maar in elk geval, en weet jy, toe daardie klokkie afgaan, dat ons veiligheidsgordels kan losmaak, toe draai sy rug so op my, hy trek sy bene op, en hy's weg, hy's vas in die slaap, hy het die heel naweek omtrent nie geslaap, sê hy, so na slaap hy, en ek dink, ai tog, dis nou 'n toestand, want ek wou nou kerk gehou het, en nou slaap hy in die diens, maar, geliefdes, in ons vlieg, en nou dink ek nou, kan die ou nou nie maar wakker word nie, en so baie goed gaan deur my kop, en later sê die kaptein, maar ons gaan nou land vir Kaapstad, hulle gaan nou hoogte verloor. Dit gee ons 30 minute, net 30 minute. Gewoonlik het ek 2 ure nodig, maar hier kry ek nou net 30 minute. En ek dink maar, en weet jy, ek dink toe by myself, maar luister, jy het geen reg om te slaap nie, want die koning van alle konings wil met jou praat. Die Here wil met jou praat, en jy moet net wakker, en ek tik hom so op sy skouer. Ek sê vir hom, kalm, maar die ou slaap so vas. Toe dink ek wel, ek gee hom toe so pluk, en ek pluk hom so, ek sê vir hom, kalm, en hy het hom so gewip vir my, en hy kyk so om my, sê, what is it? Ek sê vir hom, if this plane falls now, are you prepared to meet God in eternity? Hy kyk vir my so, hy sê, I don't feel like talking about it. Ek sê vir hom, can you afford not wanting to talk about it? Weet jy, is asof daai vraag om tussen die oor slaan, en hy sê vir my nou, en hy skuif homself reg, en ek kry die voorreg om in daardie halfuur met hom 'n intense, diep gesprek te hê. Geliefdes, toe is dit 'n siel wat so seer gekry het in die kerk, en ek kon hom bemoedig, en toe ek van daardie vliegtuig afklim, saam met Karl Besuidenhout, toe gee hy vir my sy besigheidskaartjie toe, dank hy my dat ek bereid was om hom uit sy slaap uit wakker te maak, om hom te bedien met genesing. Hoekom sê ek dit vir u? Geliefdes, mag die Here gee dat u rol sal vertolk en vervul, en dat u roeping waardig sal uitleef waartoe u geroep is, en dit is om onder mekaar te beweeg en te leef met goddelike liefde. En deur dit te sê, wil ek nou nie insinueer dat u nie liefde is en dat u nie so teenoor mekaar uitleef nie. Verstaan my asseblief. Mag u geseënd wees en in hierdie Pinkster aangedoen word met die nodige wat u in staat gaan stel en u die vermoë gee om in liefde te leef teenoor mekaar. Kom ons bid saam. Kosbare Vader, wat 'n goddelike voorreg dat u ons roep om
om 'n verlengstuk te wees van u liefde. Wat 'n goddelike voorreg om vandag deur God aangestel te wees om sy liefde teenoor mekaar uit te leef. En dankie dat u ons in staat stel. Ons wil u loof, Here, ons wil u eer, ons wil u aanbid en ons wil vir u dankie sê. Word u verheerlik in en deur elke persoon in hierdie gemeente. En ons sê vir u baie, baie dankie. Ons bid vir gemeentes waar daar verdeeldheid is. Ons bid vir gemeentes waar daar 'n gebrek aan liefde is. En ons vra, Vader, dat u genesing sal bring, sodat die wêreld sal sien dat ons u disippels is, deurdat ons mekaar liefhet. En ons sê vir u dankie daarvoor. Word u verheerlik, is my gebed in die kosbare en die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ja, kom ons sing ten slotte. Geliefdes, mag die Here vir u ryklik seën. Hy rus vir u toe om sy liefde te gaan uitleef. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie. Ons loof u. Dankie dat u ons verdaag in liefde en dat u ons die vermoë gee om juis dit te gaan doen waartoe ons geroep is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil net vir